sal help deur die Gees om u te eer. Ons wil na u toe kom met al die dankbaarheid uit die diepte van ons harte en hoor wat u wil sê. Amen. Gemeente, die goedheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus is by julle. Daar hoor ons nou net, Lenet was in 'n motorongeluk. Ek hoop dit was met haar Toyota en nie haar man se duur Audi nie. OK, nee goed, so daar het ons dit nou. Sy was dus so moeg van die kleinkinders, dat sy nie ordentlik kan bestuur nie. Vriende, kom ons, Katrien, dankie. Ek het gewoonlik nie 'n selfoon by my as ek kerk toe kom nie. Kom ons blaai na Matteus hoofstuk 17. Matteus 17. Ons gaan die eerste klompie verse lees. Leon, welkom terug in die kerk. Wanneer was jy in die hospitaal? Woensdag, donderdag rond. Woensdag, donderdag toe loop hy daar in die winkel rond nadat hy sy stents gekry het. Ons is bly dat dit so goed gegaan. Dit lyk my die manne aksie kan daarom goed bid, as ek die ding so kyk. Matteus 17, 6 dae later, het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle alleen was. Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander. Sy gesig het begin straal soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. Skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat. Toe sê Petrus vir Jesus: Here, dis goed dat ons hier is. As u wil, sal ek hier 3 hutte bou. Een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Terwyl hulle nog praat, het 'n helder ligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi en 'n stem uit die wolk het gesê: Dis my geliefde seun oor wie ek my verheug. Luister na hom. Toe sy disippels dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. Maar Jesus het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en gesê: Staan op en moenie bang wees nie. Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie. Net Jesus alleen. Hemelse Vader, so het u woord gespreek en ons het hierdie stukkie geskiedenis gelees. Maar ons weet baie goed dat die geskiedenis baie dieper is as maar net dit wat hier staan. En ons bid Here dat u regtig met ons sal praat deur die woord en dat u met ons sal bereik dit wat u met ons wou bereik. Here, en dan dink ons aan Lenet wat in 'n ongeluk betrokke was op pad hiernatoe. Ons bid dat dit nie ernstig sal wees nie en dat sy nie skade sal oorhou nie en dat u haar tog sal kalmeer omdat dit 'n ontstellende gebeurtenis is. Dat u by haar sal wees. Juist waar sy op pad was hierheen. Here, so elkeen van ons wat hier sit, elkeen van ons het ergens 'n behoefte aan u en u teenwoordigheid. Ons het ergens 'n behoefte om te weet, u is ons God. Here, gee vir ons ore vanaand om te luister. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Broers en susters, ek wil begin met 'n vraag. En dit is, hoeveel dinge mis ons nie as ons nie regtig kyk nie? En laat ek nou kyk, wie is hier wat in die onderwys is? Lyk my dis net jy, Gwen, en Liesel. Nou sê die ouens wat meer weet as ek, soos julle byvoorbeeld, dat kinders baie droog maak met die antwoord van vraestelle, omdat hulle nie kyk wat daar staan nie. Hulle kyk eenvoudig nie wat daar staan nie, dan antwoord hulle nonsens, want hulle kyk nie regtig nie. Jy mis so baie dinge, as jy nie regtig kyk nie. Nou is daar 'n Engelse skrywer met die naam van Edgar Allan Poe, en hy skryf 'n storie,
En in die storie stel hy die ding aan die orde. Hierdie ding van, ons kyk maar ons sien nie regtig raak nie. Hy skryf 'n kort verhaal met die naam The Purloined Letter. En soos die verhaal begin, sit daar twee ouens in 'n woonstel in Frankryk, twee ou vriende, en hulle sit dood eenvoudig sonder om veel met mekaar te praat en pyprook. Hulle sit sommer maar net daar by mekaar en geniet mekaar se teenwoordigheid. Een van hulle is 'n briljante speurder. En sy naam is Auguste Dupin. Nou dit het my nogal aan Arsène Lupin laat dink. Baie van julle sal hierdie ou TV-verhaal, is dit nie hy wat met hierdie ou karre gery het nie? Erns is daar die verhaal met die ou karre wat ek wens ek weer kan sien. Nou hierdie man was nou nie Lupin nie, hy was Dupin. En toe op 'n aand kom die plaaslike polisie-inspekteur daar aan, en hy kom sien die twee mans en hy is duidelik baie bekommerd, want 'n dief het by 'n aristokratiese vrou 'n baie belangrike brief gaan steel. En die brief het inligting bevat wat die vrou ten alle koste van iemand moet wegsteek, of moes wegsteek. As die dief die inhoud van die brief sou laat uitkom, dan sou dit die einde van die vrou wees. Dit het seker maar oor die een of ander skandaal gegaan, ek weet nou nie. Sy weet wie die dief is, en sy weet dat hy die brief gesteel het, want hy het dit reg voor haar gedoen. Maar haar dilemma was, dat die ou wat nie die inhoud van die brief mocht uitvind nie, het by haar in die kamer gesit. En sy kon toe nie vir die dief toe hy dit vat sê, luister, sit die brief neer nie, en want dan kon hierdie man nou waarskynlik vir haar gesê het, nou maar wat is so belangrik aan die brief, of dis maar net 'n brief, of laat ek kyk wat aangaan. So nou is die brief gesteel, en die inspekteur is deur die vrou gevra om die brief terug te kry, en nou kom hy na hierdie meesterspeurder toe, en hy kom vra die hulp. En nou het hierdie twee mans die inspekteur probeer help deur 'n hele klomp idees aan te bied. Maar soos wat hulle vorder, kom hulle agter die polisieman het reeds alles probeer. Hy was heilig daarvan oortuig dat die dief die brief in sy eie woonstel weggesteek het. En so het die inspekteur al deur die hele woonstel gesoek. Hy glo dat die dief hom uitlok omdat hy gedurig uitgaan en dan maak hy nie die woonstel ordentlik toe nie, dan gee dit vir hierdie inspekteur die kans om in die woonstel in te kom en te soek. Hy het nêrens in daai woonstel nog nie gesoek nie. Maar die brief kon hy nie kry nie. En so 'n maand later, lui hierdie storieetjie, kom hy wel by kom die inspekteur weer by die twee mans aan en hy vra vir hulle, het julle nog idees? Wil julle nie help nie? Waar is dit? En hierdie Dupin vra toe, luister, as ek die brief vir jou gee, wat gaan die beloning wees? En die inspekteur sê toe sommer op die ingewing van die oomblik 50.000 frank, onthou die frank is nou nie soveel werd as wat die frank is omtrent soveel werd soos die rand, so dis nie veel eurous nie. 50.000 frank, en toe sê hierdie man, nou maar skryf so lank die cheque uit. En ou Dupin, die inspekteur skryf die cheque uit, hulle is ryker as julle inspekteurs, Dries, lyk dit my. Maar hy skryf die cheque vir die 50.000 frank uit, en Dupin maak een van sy laaie oop, en hy gee vir die inspekteur die brief. En die inspekteur en ou Dupin se pelle sy vriend is uit die veld geslaan. En hy vra toe, maar hoe op die aarde het jy dit gedoen? En hy sê, ek het vermoed wat die dief met die brief gedoen het. En hy het daar by die dief gaan kuier, slim, skelm, en op 'n sekere stadium kry hy 'n man om met 'n geweer ergens in die omgewing 'n skoot te skiet, en toe die dief nou storm na die venster toe, om te gaan kyk wat aangaan. Toe vat hy die brief, en hy vervang dit met een wat net soos die ander een gelyk. Want hy sê, hy het die brief op 'n vorige geleentheid gesien, reg voor almal se oë. En hy sê, die dief het hom bietjie oud laat lyk, bietjie vuil gesmeer, bietjie die koevert geskeur, dat dit soos enige ander brief gelyk het, wat daar by die ander gelê het, maar hy het net 'n bietjie te vuil en 'n bietjie te geskeur gelyk,
in vergelyking met die ander briewe. Die brief het die hele tyd oop en bloot gelê, vir almal om te sien, die polisie-inspekteur, almal, maar hulle het nie die oë gehad om dit te sien nie. En dit bring ons by die storie. En die vraag, het Jakobus en Johannes en Petrus die oë gehad om God reg voor hulle raak te sien in hierdie storieetjie? En nou moet ons onthou, Petrus en Jakobus en Johannes is die 3 in die binnekring. Hulle was 3 van die eerste 4 wat die Here Jesus geroep het om hom te volg. Volgens Matteus se vertelling het hulle dadelik alles gelos wat hulle gedoen het en Jesus begin volg. Hulle het al baie van Jesus en dit wat hy gedoen het en die wonderwerke wat hy gedoen het aanskou, maar dit wat hulle nou sien gebeur is eintlik die hoogtepunt. Want Jesus lei hulle hoog teen 'n berg op. En die feit, nou weet ons, vriende, in daardie tyd is berge baie belangrik geweest, want in Israel se voorgeskiedenis het al die omringende nasies om hulle gode bo op die berge gaan aanbid, bo op die hoogtes gaan aanbid. Dis ook waar hulle die beelde gesit het wat hulle aanbid het. Ons weet ook dis waar Moses die wet gekry het. Ons het nou die dag gesien dat Abraham bo op die berg vir Isak gaan offer het. Jesus is op die berg Golgotha, op die koppie daar is hy gekruisig. Die tempel is op 'n berg gebou, so dit is 'n belangrike ding. En nou lei Jesus hulle hoog teen die berg op. En hulle besef, of moes besef, hier is nou iets aan die gang. Maar niks kon hulle voorberei vir wat hulle gesien het nie. Die mense verwys na hierdie gebeurtenis om die een of die ander rede met die woord transfigurasie. Jesus se transfigurasie. Hy het verander. Sy gesig het geskyn soos die son. Sy klere het spierwit geword. Moses en Elia daag op. En dinge begin op daardie oomblik vir hierdie 3 disippels sin maak. As 'n mens mooi onthou, Moses se gesig het geskyn toe hy in die teenwoordigheid van God op die berg Sinaai die wet gekry het. Moses en Elia se verskyning saam met Jesus wys dat die wet en die profete, nou weet ons ook, wet en profete was vir ou Israel omtrent die vergestalting van hulle hele godsdiens. So die feit dat Moses die wet en Elia die profete saam met Jesus daar is, wys dat die wet en die profete teenwoordig is in wat hier gebeur. En die wolk wat almal omring is natuurlik ook teken van God se teenwoordigheid. Ons weet dit vanuit die trek uit Egipte waar die wolkkolom saam met hulle was as simbool van God se teenwoordigheid. En hier op die berg, so bang soos wat hulle was, het hulle al die bewyse gesien dat God deur Jesus aan die werk is. Op geen manier kon God se teenwoordigheid duideliker gewees het. Nou is dit so dat ek dink dat God se teenwoordigheid baie keer in jou en my lewe alles behalwe duidelik is. Dat mense baie keer met reg baie vrae het. 'n Mens kan byvoorbeeld dood eenvoudig vir jouself vra, hoekom is die arme ou Lenet wat nou vanaand ry om te kom orgel speel, hoekom het dinge nou so gebeur dat sy nou in 'n ongeluk was? En 'n mens vra vir jou baie keer, kon so iets nie nou maar verhoed gewees het, byvoorbeeld. God se teenwoordigheid is nie so duidelik nie. Ons vra onsself baie keer af, waar is God in die brutaliteit van oorlog? Waar is God in die korrupsie, in die politiek? Waar is God met droogtes en tornado's? Waar is hy met aardbewings? Met vulkane wat ontplof? Waar is hy met al die godsdienste wat met mekaar meeding en elke godsdienst glo ons hou die waarheid? Maar belangriker nog, of dalk net so belangrik, waar is God in die vervelige en alledaagse van die lewe?
Waar is God, Nico, by jou werkswinkel? Waar is hy by julle kantoor, waar die hele Wessie wil sit daarby? Waar is hy by Lee Gold, as jy kratte ronddra, Stefan? Waar is God? In die alledaagse sleur van die wêreld. Waar is God in ons persoonlike pyn? Ons vra baie keer dinge oor God wat die voorblad haal, as daar 'n oorlog is of 'n bomaanval of wat ook al, waar is God dan? Maar waar is hy in die klein stryd wat ek maar stry elke dag, en jy, wat nie die voorblad ergens maak nie, maar wat tog deel is van ons lewens? En met al die dinge om ons wat die Here se teenwoordigheid ontken, of ons onvermoë om dit raak te sien. Gebeur dit baie keer dat ons wens dat ons 'n ervaring kan hê van God se werklikheid. Iemand het in die week vir myself gesê, ek het vir God gesê, bewys jouself vir my, dan sal ek glo. Nou weet ek nie of God hom noodwendig so sou laat afpers nie. Ek dink byvoorbeeld glad nie so. Maar hoef ek nie wonder ou nie maar nie, as jy een of ander groot besluit moet neem, kan God nie maar net by my kom staan en vir my sê, so nie. Of kan nie maar net by iemand wat sy bestaan ontken, kom staan en sê, hier is ek, kyk, soos wat met Petrus en Johannes en Jakobus hier gebeur het nie. Dat ek so 'n ervaring kan hê. As God maar net op 'n wonderbaarlike en 'n onmisbare manier sal verskyn, dan kan ek mos geen twyfel hê dat dit God is wat hier ervaar nie, en al is daai ervaring een van vrees, sou dit die moeite werd wees, omdat ek dan seker is, God bestaan en hy is daar. En hierdie drie ervaar dit. Onweerlegbaar ervaar hulle dit. En Elia is daar, en Moses is daar, en hulle erken vir Moses en Elia. Maar dit help dit nie. Want as ons hulle verdere geskiedenis volg in die Bybel, soos Matteus 20 vers 20, dan sien ons dat dit nie hulle ambisie geblus nie. Dit het nie hulle verwaandheid geblus nie. Want hulle in hulle ma, dis Jakobus en Johannes, verwag nog steeds dat hulle 'n baie spesiale plek in Jesus se heerlikheid sal hê. So net om Jesus so te sien, onbetwisbaar is God en sy stem te hoor, dit was nie vir hulle genoeg nie. En ons onthou ons ook nog Petrus se storie. Selfs die verandering van Jesus, dit wat op die berg gebeur het, het nie sy twyfel weggeneem. Want wat gebeur hierna toe Jesus gearresteer word? Hy kruip weg. Toe 'n ou bediendekie sê maar ek het hom gesien as een van Jesus se volgelinge, toe ontken hy dit. So ten spyte van dit wat hulle hier gesien het, ten spyte van hierdie onbetwisbare verskyning van Jesus as God, glo dit nie werklik. Toe die krans kom, toe help dit ook maar nie. Hulle het nog steeds nie geglo nie. Nadat hulle die voorreg gehad het om Jesus persoonlik en liggaamlik te ken, dink maar aan Thomas ook. Dit wat op die berg gebeur het, hierdie transfigurasie, hierdie verandering van Jesus, sou ons kon sê was 'n tipe van 'n voorspel tot Jesus se opstandingkrag. Net 3 van Jesus se disippels het die voorreg om dit te sien. En selfs om dit te kon onskou, het nie hulle probleme opgelos nie, het nie hulle twyfel weggeneem, het nie al hulle onsekerhede weggevat, wat gelei het tot hulle verwaandheid nie. Ek dink soveel, soos wat ons wens, baie keer vir 'n buitengewone ervaring, met God soos wat die 3 mans aanvaar het, is dit nie te sê dat ons dit sal hê nie, jy kan dalk, maar is dit te sê ek gaan dit hê nie. So wat daarvan as ek eerder my geloof en my sekerheid van my geloof bou op dit wat ek reeds het wat wys op die teenwoordigheid van God. Dat 'n ou nie so soek na hierdie buitengewone dinge nie, maar dat jou geloof bou op dit wat ons reeds het.
Dalk moet ons vir God se teenwoordigheid kyk soos wat Dupin in die storieetjie vir die brief gekyk het. Ons moet kyk vir God se teenwoordigheid in dit wat vir ons baie keer so doodgewoon en so voor die hand liggend hier voor ons oë gebeur. Maar hoe doen 'n mens dit? As ons nie vir God kan sien in 'n wêreld vol geweld nie, is dit dalk nie dat ons moet kyk vir die mense wat met stille dapperheid probeer vrede maak en help te midde van oorlog en geweld en wraak en marteling. As ons nie vir God kan sien in 'n wêreld vol droogte en vloede of rampe nie, moet ons nie dalk kyk vir God in mense wat met liefde uitreik na die wat alles verloor het nie, die wat sukkel met honger nie. Vriend van my nou die dag in Dispatch, ek weet nie waar dit was, of dit in Kroonstad of ergens waar die water opgehou het, wat georganiseer het dat hoeveel 1000 liter water aangery word hier van ons af op daar na die Vrystaat toe, Tannie Mintie se kind, seun Alwyn, om dit daar te gaan aflewer. Is dit nie eienaardig nie? Ons is altyd genoeg om God in die droogte te soek. En dan sien ons hom nie raak nie. In steede van hom te sien in 'n mens wat alles doen om vir daardie mense water aan te ry, soontoe. As ons nie vir God kan sien in 'n wêreld waar kinders kanker kry en sterf daaraan nie, moet ons dalk nie vir God kyk in die dapperheid wat hierdie kinders baie keer demonstreer nie. Ek was in die week by Tannie Ria in die hospitaal, waar sy baie gemakliker toe gevoel het, want hulle het haar toe, dink wat 4 liter water afgetap van haar af. Toe voel sy hoeveel? 5. Toe voel sy nou baie beter. En altyd die glimlag. Ek het al 'n keer of wat gebel, dan sê ek Tannie, want iemand sê dit gaan nie goed nie, kan ek Tannie gou kom sien? Nee, dominee, ek is okay man, daar's ander mense wat jy baie meer nodig het as ek. Nou hoekom ons so ingestem daarop om God in haar kanker raak te sien? In steede van dat ons hom raak sien in haar dapper glimlag. En dat in die halfuur, 3 kwartier wat ek by haar was, sy baie meer haar bekommernis oor hom Fanie uitgespreek het as oor haarself wat waarskynlik aan die sterf is. Daarin sien ek vir God raak. Daarin sien ek vir God raak. As ons God nie kan raak sien in al die kompeterende gelowe nie, kan ons dalk vir God sien in mense wat dialoog kies, eerder as oorlog. Moslems, wat eerder met Christene wil praat, as dat hulle ISIS se pad volg. As ons dan nie vir God kan sien as gevolg van ons eie individuele pyn nie, hoekom soek ons nie vir hom in die oë en die hande en die stem van die wat vir ons omgee nie, vir ons hoop gee nie, vir ons bemoedig nie. Van Ellerik, hulle is 'n baie goeie vriende, het die seun nou op 18, 19, as 'n eerstejaars student by Kaapstad Universiteit, kanker gekry. En nou is die mense met hom terug hiernatoe dat hy met bestraling kan raak sien. En Ellerik het omtrent die wêreld aan die brand gebel om by my uit te kom en te sê, kan ek nie die vriend van hom bel nie, want hy het dit regtig nodig. Moet ons nie eerder vir God raak sien in 'n vriend wat so uitreik, as in 'n seun wat kanker kry? Ek dink so. Ek dink so. Want hierdie ervarings waarvan ek nou gepraat het, is nie noodwendig duidelike en onmisbare bewyse van God se teenwoordigheid nie. Soos wat met sy transfigurasie, Jesus in daardie berg gebeur het nie. Maar ek dink as ons oë oopmaak, dan kan hulle 'n tipe transfigurasie wees vir elkeen van ons. Wat ons God raak sien in die alledaagse, in die dinge wat hier voor ons gebeur, in die brief wat hier bo op al die ander briewe oop en helder en duidelik lê,
maar net een man, en dis Dupin, wat die oë gehad het, om het raak te sien. Laat my nogal dink, dat ek en jy, dalk in ons lewens, daardie, en ek weet nou nie mooi om het te sê nie, verandering is nie die regte woord nie, maar daai transfigurasie moet wees, waardeur mense God raak sien. Soos wat ek dit raak gesien het in Elric wat bekommerd is oor sy vriend, in Tannie Ria wat bekommerd is oor Fanie, en so kan ek nou aanborduur op elkeen van ons, Katrien wat, hoe gereeld na my toe kom en sê, ag dominee Willem, wie jy ou Piet het nou regtig, hy's bietjie down, wil hom nie gaan sien nie. En dit laat my dink aan 'n lied van Leonard Cohen. Hy sê, ring the bells that still can ring. Anders vergeet die wat nie kan lui nie. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. There is a crack in everything. That's how the light gets in. En nou wil jy vir jouself vra, wat 'n gewone alledaagse ervarings het ons hierdie week gehad? Gaan ons die week hê? Waar as ek beter kyk, anders kyk, ek God se teenwoordigheid sal raak sien. Ek dink regtig vriende, ons is bevoorreg om in 'n baie mooi deel van die land te bly. Hierdie Willekus van ons is daarom regtig mooi. Ek was laas naweek in Transvaal, dis aaklig, dis droog, dis koud, dis stowwerig, als het gevrek. En ek het vriende lughawe toe gevat en ek ry hier deur Buffelspas terug, wat tropies toegegroei staan. En nou wonder, sien ek vir God daarin raak? Sien ek vir God in die stem van die Jan Frederik, wat 5:30 in die oggende begin sing by my kamervenster, die lof van God sing? Het ek die oë om God in die mooi van ons omgewing raak te sien? Baie keer is God se teenwoordigheid in 'n glimlag. Baie keer is God se teenwoordigheid in 'n traan. Ons ken die storieetjie van die meisietjie wat laat van die skool af gekom het en die ma vra toe, waar was jy? Toe sê sy, nee Sannie, haar vriendin se pop se arm het afgebreek en sy het daar by haar gesit en haar gehelp. En haar ma sê toe, mooi my kind, wat het jy gedoen? Het jy die pop se arm teruggesit? Toe sê sy, nee mamma, ek het vir Sannie help huil. So jy sien God se teenwoordigheid in 'n traan. Hoeveel keer ook vriende, as iemand iets verskrikliks oorkom, wat sê ek vir Tannie Ria? Want die hele ding lyk vir my verkeerd. Dat so dierbare ou tannie so moet lê. Maar baie keer as dit erg word, kan jy net daar sit en 'n traan oor jou wang laat buggel en jy kom God se teenwoordigheid in daardie traan agter, soos Jesus by Lazarus se graf. Kortste vers in die Bybel, Mariska het dit geweet, Jesus het gehuil. Baie keer selfs in die vrae wat ons vra. Waarom kan ek dink? As daar mense of oomblikke waarin jy kan dink, waar die lig van God tog deur die kraak in die perfekte geskyn het. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Ek is seker dat elkeen van ons in die gemeente bid dat die kerk so 'n transfigurasie sal wees, dat in ons lofprysing en in ons eredienste en ons omgee vir mekaar en ons diens aan die wêreld, ons God sigbaar sal maak. In 'n wêreld wat so soek na hom. Die inspekteur in die verhaal het amper opgegee om te soek vir die brief. Om die waarheid te sê, hy het eintlik maar opgegee, hy het maar weer na toe punte gekom gevra, kan jy help? En net so is daar baie mense reg tussen ons, om ons, by ons, wat al amper hoop
opgegee het om God te vind. En mag ons God sigbaar maak vir ander. Vir die wat hom nie kan sien deur die mistigheid van hulle pyn nie. Mag ons hom sigbaar maak vir hulle. Of vir die wat 'n verdraaide persepsie van God het as 'n veroordelende, kwaai God wat net wil straf. Mag ek en jy die genade en die liefde van God sigbaar maak. Vir die wat waansinnig genoeg is om te dink hulle het God nie nodig nie. Mag ons God vir hierdie mense sigbaar maak. Kom ons maak genoeg van God sigbaar dat ons ander kan help om hierdie geloofsreis aan te pak en daarin te groei. En my gebed vanaand is dat ons hier sal uitgaan en in die wêreld sal ingaan en die transfigurasie van Jesus verander kan wees. Dat ons Jesus as God sigbaar teenwoordig sal maak vir ander. En dat God vir jou en vir my deur die Heilige Gees die genade sal gee om die ongewone, bonatuurlike raak te sien in die gewone sleurgang van die wêreld. Amen. Here onse God, ons dank U dat U met ons soveel geduld het. En dat het vir ons opgeteken staan. As ons nou maar kyk, oor dat U disippels, wat U ervaar en beleef het vir 3 jaar lank, 24 uur, 7 dae van die week, dat hulle gesukkel het, soos Thomas en Petrus en die hele spul om te glo. En Here ons, dat U met ons geduld en liefde het, en ook in ons twyfel, vir ons vashou. Here, ek wil bid vanaand dat U ons oë sal oopmaak om mense te sien wat U regtig nodig het, wat dalk twyfel aan U bestaan, wat dit verwerp, vanweë 'n lewe wat hulle pap geslaan en geskop en gespoeg, en weerloos gelaat het. Dat ons oë sal hê om hulle raak te sien, en Jesus vir hulle te gaan wees. Ons dink aan so baie mense in ons eie gemeente. En ons dankie vir Leon wat saam met Tannie Ria in die hospitaal gelê het en nou hier sit. En Tannie Ria en hom Fanie wat sulke ongelooflike transfigurasies van Jesus in ons gemeente is. Dat hulle met ons, vir ons Jesus sigbaar gemaak het. Dat U in hierdie swaar tyd vir hulle sal ondersteun. En help vir ons, Here, om hulle op so 'n manier te ondersteun, dat hulle Jesus sal raak sien. Nie in die kanker of die ouderdom of die vergeet nie, maar in die liefde en die deernis van mense, van ons. En so ook met soveel mense, Here, wat ons nie eers van weet nie. Maar dalk hier sit, wat U regtig nodig het. Help ons gemeente, om Jesus sigbaar te maak, dat as mense hier instap, hulle regtig iets van U sal aanvoel, soos daardie 3 op die berg kon aanvoel, dat God hier betrokke is. Dat as mense hier instap, ons eie mense, ander mense, hulle sal beleef, God is hier teenwoordig. Dit bid ons uit genade. Amen. Kan ons die diakens vra, dit lyk vir my, Dries, dit is jy en Laurens. Is dit so? Ek wil nou nie inmeng nie.